Oh Jesus, all that I desire, I wanna know you, I wanna know you, I wanna know you and be known by you. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. We just open up our hearts this morning, Lord. Ons maak ons hart oop, Vader, en ek ervaar in die Gees hier. Dis net as die engele staan op die gebou vandag en hulle staan met die buckets of love and grace and mercy. They're just pouring it out upon your children. En die span ons wat hier staan met harte wat toe is, wat sê, ek is my vreemd en ek weet nie wat gaan aan hier, want dit is my weird. Kan van God just release, laat dit net, just let it happen, let it net gebeur. He's an intimate God. Hy's 'n God van intimiteit. Amen. Hy wil in die middel van jou hart inkom, en as hy daar kom vesting neem, as hy kom blyplek daar neem, sal jou lewe nooit ooit dieselfde wees nie. Hy's 'n groot God, maar hy's ook 'n liefdevolle God en 'n genadige God. His grace and His mercy endures forever, and all He wants this morning is your heart. Surrender. Surrender. Let's be teachable this morning. Kom ons wees leerbaar vir dit wat die Gees van God spreek vandag. Kom ek sit nie volgens met 'n kritiese gees nie. Ek sit nie hier vandag en is ingestel op dit wat nie reg geklink het die een noot en dit wat miskien vals geklink het die een se stem, of selfs waar ek nou die woord bedien, Here, ek sit hier en ek is so ingeskerp op kritisisme. Ek sit hier met 'n kritiese gees. Dit bou en stig niks in die liggaam van Jesus, die kind van God. It's grace and love and mercy wat bou en stig. En sy naam is Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dankie, Koning Jesus. Dankie, Abba Vader, Papa God, Yahweh Elohim, wie U is. Dat U nooit moeg is vir ons, dat U nooit uitgeput raak, dat U nooit vir my op 'n plek om te sê, ek kan nie nou nie môre, ek is net te besig. Maar U maak tyd vir elkeen van ons. Al is dit 1 uur die oggend, al is dit vinnig in my voertuig waar ek ry, is dit die klaskamer waar ek sit en ek moet studeer, of ek moet voorbereiding doen, of ek moet ingesteld wees vir 'n rugbywedstryd, 'n netbalwedstryd, koorsing, wat ook al dit mag wees, in die samelewing waar by die ouerhuis is. As 'n mamma en 'n papa, staan jy die hele tyd met oop arms en sê, al wat ek soek, is jou tyd. Ek soek intimiteit met jou, my kind, ek wil tyd hê so met jou. Just sorry for missing you so many times, Lord. Ons mis, for ek mis, being so busy with the things of God, and not being busy with you. Dis wat hy soek, kind van God. Hy soek tyd saam met jou. Nothing is more important than spending time with Him. Dis wat in Mattheus 6:33 tot vervulling kom. Seek Him first, His kingdom and His righteousness. Amen. And I promise you all things will be added to your life. The peace that surpasses all understanding sal by jou lewe kom. En jy sal uitgaan uit 'n plek van, ek doen alles uit 'n plek van vrede. My kop sê dit kan nie so wees nie, maar die shalom vrede wat in my hart kom plaas, dryf my en gee my die krag om uit te gaan, om die groot opdrag uit te voer, om disippels te maak van alle nasies. Ons kan nie disippels maak van God as jy mense wil Bible bash nie. Discipelskap gaan oor die inskerp en die luister en die fluister van die Heilige Gees in jou oor en in jou hart wat vir jou sê, now, go now, wacht, stop, nie nou nie. Ek beloof jy, as jy dit doen in die timing van hom, sal dit 'n sukses wees, want ons plant, maar God wat groei. Ons loof en ons prys ons aanbid Here. Vir die awesome voorreg wat ons het vanoggend ook, om die huis van die Here te wees. Ek bid so tydens gebed ook nou dat elke persoon wat op hulle hart het vanoggend om iets te staan in die boksies hiervoor, dit sal vorentoe kom en sal weet,
Hulle saai in die koninkryk in. Hulle saai nie na 'n kerk of na 'n mens toe nie, hulle saai in die koninkryk van God, om dit moontlik te maak vir ons, om die koninkrykswerk uit te voer. Ons loof U, ons prys U, ons aanbid U, in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Julle het ons 'n geleentheid nou vir julle om vorentoe te kom. Die boksies is hier voor, wat op die hart is om iets te saai in God se koninkryk. Kom ons gee die worships van 'n lekker dag. Prys U, halleluja. Thank you, Jesus. Julle terwyl julle rustig raak, ek wil gou vertel maar vir hom net gou ons ek kom gedeel wat sy volgende my gedeel het in die saambid vir die tyd. Soos wat ons gebid het vanoggend hierso in die klaskamer. Die beteken tale en ek maak dit my oor toe en ek sien net die Here by sy presence kom meer daar hier in die kerk. En nog my stem moet lag. Ek sien net die Here sy presence kom meer daar. En ek sien om elke hoek 4 engele staan met sy groot plekke. En ek ontvou net dit oor almal van ons. Dit is wat ek gesien het vanoggend. En ja, dit is vir my so amazing hoe Morney net kom bevestig het met daai liedjie. Kan ek hom sing wat is vanoggend gesing? Weet jy doen jouself so in, as jy nie toelaat dat Heilige Gees jou lei. Amen. Godsdienst maak jou moeg. Godsdienst put jou uit. Dis kerkstruktuur en ek moet. Maak jou dood. But if you're in a living relationship, as jy 'n lewende verhouding is met Jesus, en jy laat Heilige Gees toe, revelation op revelation, openbaring op openbaring. Jy kan hoe slim wees, jy kan die titels hê van
titels, as ek dit so kan noem. Jy kan die hoogste grade hê. Niks kom by die salwing van die Heilige Gees. Amen. Niks kom as Heilige Gees in jou lewe inspreek en He gives you a word of knowledge, a word of wisdom, uitleg van tale, profesie, wat ook al dit mag wees. En weet jy wat gebeur? Jy raak soos 'n, for a lack of a better expression, as ek het sê, jy raak soos 'n addict. Jy kan nie genoeg van dit kry nie. Vanoggend vroeg in die donker te staan op. En ek sê, Here, I'm confused. Ek het 2 woorde wat ek moet bring. Ek weet nie wat die ene nie. Hy drop hierdie staan op my hart. Can you hear the sound of heaven? Can you hear the sound of heaven? As in die chorus, holy, holy, holy are you, Lord. En ek sit daar. En hierdie woorde spoel oor my, en dit spoel deur my. Onmiddellik is al die confusion, die twyfel weg. En dis wat hy doen. Hy doen dit. Nie jy nie, hy doen dit. Amen. Julle, dis ook vanoggend se woord ook. Julle sal sien, ek en Christen probeer elke week ten minste 'n uur of so alleen tyd spandeer, want dit is so belangrik, want worship, in die setup van fellowship in kerk is worship so belangrik. Dat daar eenheid is, dat ons unity het oor dit wat moet gebeur, dat is die voorbereiding, wat is dit wat Heilige Gees ons wys in voorbereiding vir dit wat moet gebeur Sondag. En ek en hy praat ook so, hy sê my oom, wat ervaar oom die seisoen wat ons is, en wat ervaar oom vorentoe, en ek share met hom die goed, en dit is belangrik dat jy baie sensitief moet wees, moet nooit vrees nie, maar wees baie sensitief met wie jy wat deel. En ek kom en ek sê vir hom, Christen, as jy kyk na die laaste paar weke, die rigting wat ons beweeg, it's very Holy Spirit sensitive, is alles te doen met Heilige Gees. En onmiddellik vanoggend toe kan kom hy nie voor die tyd en hy sê vir my, oom Mornay, mag ek hierdie 3, 4 of 10 liedjies sing? Ek beloof nie. Ek glo die Heilige Gees is binne Christus. Amen. Soos ek vir Tuisel glo, as die Here vir my sê Tuisel bedien volgende week, glo ek die Heilige Gees in hom, sal hy die woord van waarheid bring. Maar ek moet seker maak, Paul, weet jy wat Heilige Gees my sê? Verstaan wat ek sê? Want dit is 'n verantwoordelikheid om te staan. En dis ook vanoggend ook, ons gaan weer kuier in die area van die Heilige Gees. Ek wil vanoggend vir jou vra, as jy kom kind van God en jy lees jou swaard, jou woord van God, verstaan jy en glo jy wat God se woord waarlik sê? Of is dit net iets wat, jy weet, ja, dit is 'n heilige woord. Ons verstaan 2 Timoteus 3:16, that all scriptures inspired by the Holy Spirit. Hele skrif is deur God geïnspireer. Ons verstaan dit, ons kan dit noteer. Maar weet jy, dat daar nou, nie in Pakistan en Afghanistan en net daar in die ooste, in daai wêrelde, mense hulle lewens verloor nie, maar nou, in 'n paar kilometer van ons af, 'n paar 100 kilometer van ons af, is daar mense nou, wat doodgemaak word, omdat hulle kinders van God is, omdat hulle die woord van God in hulle huis het. Nie oor sien hier by ons. En ons kom baie keer en jy sien my Bible collection sien, ek het daar van die New Living Translation reg deur tot Hebreëus en Griek. Ek het al die vertalings het ek daar. En in elke vertrek lê Psalm 91 en jy Psalm 23 en jy al hierdie wat pragtig lê soos ornamente, maar dit het nie krag nie. Die woord het krag, maar jy moet hom lees. Amen. Want jou geesmens moet connect met die gees van God wat hierin is. Want ek sê 2 Timoteus 3:16, all scriptures inspired by the Holy Spirit. Dis hoekom as jy Netflix kyk of jy kyk Prime TV of whatever. Wat is julle grootste kanaal daar in Ierland by die dag? Sky. Jy sien ek ons speel nie hier, ons wat international ouens hier so. So bly Gina, jy is hier vandag. Aan die pad van Ierland. Ireland. Moenie waar ons steeds nie vir. Goed dan? Al daai Sky goeders is ingaan. Hoekom sal dan op die televisie nie skryf Mohammed of Allah of daai goed nie? Want ons geen krag dan, hy is dood. Wat hy kan en hulle blasphemy. Jesus Christ, skree hulle uit. Dis goed vir my persoonlik maak dit geen, dit skryf niks in my as ou my sê, oh my God nie. Want hy praat van sy God.
Ek weet nie wat sy God nie. Sy God kan 'n muur of 'n olifant wees. As jy kyk na Hindoeïsme, hoeveel duisende gode het hulle. So ek hoor nie sou sê, oh my God nie. Hy praat van sy God, want ek sal nooit in my lewe steeds dit nou regtig wil dink nie, omdat ek God vrees. En dis hoekom lees jy die woord van God dat jy kan beter voel? Lees jy die woord van God dat jy net daai boksie kan tik van ek het dit daarom gedoen vanoggend? Of is die woord waarlik vir jou kind van God? En onthou, as ek hier staan en hierdie goed preek, ek vra Here altyd, Here, begin by my. Ek wil by myself begin. Want jy gaan nie, Gerrit, jy gaan nie saam met 10 of 50 of 'n miljoen mense staan voor Jesus, jy gaan alleen voor hom staan. And you have to give account of your own life, what you did with it. Is dit 'n openbaring vir jou? En ons is, ek sien in 'n ander area waar ek beweeg, waar die Here vir my deure oopmaak om met mense te werk, sien ek, veral met die volgende generasie, ons neem aan baie keer, hulle weet waarvan ons praat, hulle weet nie. As ek waarlik vir u moet sê vanoggend, vertel my wat beteken die woordjie openbaring. Ek praat nie van die boek Openbaring, ek praat van Paul kom na my toe sê, Jesus, mon ek het 'n openbaring gehad vanoggend. Nita kom na my toe, Jesus brother, jy gaan nie glo nie, I had a revelation this morning. Wat is 'n revelation? Jy sien openbaring, jy kry verskillende soorte openbaring revelations. You get a general revelation, jy kry 'n openbare, 'n algemene openbaring, waar die Here homself openbaar deur die natuur, deur geskiedenis, and also through human conscience. 'n voorbeeld hiervan is perfek uit die woord van God uit, in Psalm 19 vers 2. Psalm 19 verse 2, en dan daarna Romeine 1 vers 20, en op die vertalings wat ek uit gaan lees is die 53 vertaling. Psalm 19 vers 2 sê in die 53 vertaling, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Romeine 1 vers 20, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Dan kry 'n mens 'n spesiale openbaring. En dis hierdie spesiale openbaring, hierdie special revelations, kry jy in die woord van God. You need to read the word of God. Dis hoekom weer, as jy besoeker is hier vandag, as jy nou al 9 jaar saam met ons die pad stap, en ek dink nie daar gaan 'n maand verby wat ek nie doen nie en nie wys nie. Ek sê as ek die woord van God lees, dan bind ek vra bind my gedagtes in dit wat ek lees. Ek wil onthou wat ek lees. Ek wil nie net kom na die tyd, ek wil onthou, en weet jy nie, dis what's so amazing when you read the Bible in the Spirit. You want, in the natural, you won't always remember everything, but what's so amazing is because it's Spirit and you've got the Holy Spirit within you. Loop jy bietjie later 3 vanmiddag in 'n plek en iemand sê iets wat uit lyn uit is en die Here sê vir jou correct this person, dan kan jy kom en sê, but the word of God says this and this and this. My nie woord vir woord nie. En dan kry jy mense soos Tuis en ander ouens, wat was ons 2 weke gelede is, wat jy woord moet konfronteer? Daardie de Wet. Daardie ook, was 'n loop in die Bybel. En ek kan die woord so quoteer en kry, awesome vir hulle. Dis great, dat ek wil sê, Psalm 20 vers 4 sê so en so en so. Maar luister, Heilige Gees sal jou nooit ooit in die steek laat. Amen. Hy kom en hy steen, en dis 'n special anointing that he places upon your life, because your spirit and this spirit is one spirit. Dan die volgende openbaring wat jy kry, is deur Jesus Christus. And it's God's ultimate revelation in human form. Daar is nie 'n groter openbaring wat ooit plaasgevind het as Jesus Christus toe hy die aarde geloop het. Want onthou gou wat het hy gedoen? Baie mense wat jy sê Jesus het disippels gemaak, hy het siekes gesond gemaak, hy het die Fariseërs, die Sadduseërs lekker ingevat en gesê you religious, you're a brood of vipers. Met wat het hy daar gepraat en gesê julle, soos 'n klomp adders? Wat het hy vir hulle gesê? Hy het hulle nie persoonlik aangevra, die Gees agter dit aangevra. Hulle was vol Torah gewees, vol van die Torah wat truth is. Maar hulle het nie geweet hoe Jesus voor hulle staan en die Seun van God is. Amen. Want Torah en Moses was hulle baie meer belangrik as revelation, verhouding met Jesus. Verhouding met Abba Vader. Hoor wat sê Hebreërs 1 vers 1 en 2.
God, ek gaan gou daar vir die mense gee wat neerskryf. Hebrews 1, verse 1 and 2. I'll be reading out of the Amplified Bible. Hebreërs 1, vers 1 en 2. God, having spoken to the fathers long ago, in the voices and writings of the prophets in many separate revelations, each of which set forth a portion of truth, and in many ways, verse 3, has in these last days spoken with finality to us, the person of one who is by his character and nature, his Son, namely Jesus, whom he appointed here and a lawful owner of all things, through whom also he created the universe, that is the universe as a space, time and matter, as a quantum. Die volgende manier van openbaring is deur visies, drome en profeseë. Deur profete, deur apostels, figure in die Ou Testament soos Daniël wat hierdie visies gehad het, wat hierdie drome gehad het. En dan kyk jy in die Nuwe Testament, iemand soos klein Johannes, sit mense alleen, sit op die eiland van Patmos. Jy weet, en ek het al soveel teachings geluister, ek het soveel goed al gehoor van dit, en in Bybelskole het hierdie goed gewerk, en dis net, kan jy net dink, jy sit alleen, jy is in gevangenskap, jy is in ballingskap, een kant uitgestort, en jy sit op 'n eiland, en die volgende, dis my prentjie, dis wat ek sien in my kop, kom staan, Jesus agter hom, en hy sê van in sy oor, Johannes, ek wil jy die volgende goed skryf wat ek vir jou sê. Openbaring, revelation, en hy kom, en hy skryf goeders neer, en dan sien jy, soos wat die boek klaar geskryf is, dan kom daar goed uit, en hy praat van drake, en hy praat van die 7 tydperke van die kerk, en Odysseus, en hy praat van al die goeders wat gebeur, die eindtye, en die connect met die boek van Daniël, en al die interessante goed, en ek dink die landhou het nou ook so mooi gesê vir die jeug, ek dink is Openbaring, een wat sê, geseënd is die mens, wat die boek van Openbaring lees. There's a blessing upon your life, as jy die boek van Openbaring lees, maar raai wat ek moet my gedoen, Billy? Jy het moet my gedoen vir baie, nee, ek lees die hele woord, ek laat nie amper sê, nummerie, laat ek nie so baie, hy is bietjie too much, die hele Levitikus maak my bietjie moeg, maar hoor ek so, ek het gekom vir baie jaar en gesê, ek gaan nie die boek van Openbaring lees nie, hoor, dit verstaan hom nie. En ek het die seën van die Here, ek het moontlik gemaak, en die seën van die Here op my lewe was. Nou, as ek die woord van God lees, weet jy, soos in Johannes sit ek daar, en ek sê, Vader, al wat ek waarlik soek, al wat ek waarlik soek, inskerp, ek wil hoor, ek wil luister, wat hy vir my spreek, om my openbaar. Revelation is the way in which God makes himself known, guiding people and revealing his will for salvation and for daily living. Openbaring het jy nie nodig op 'n Sondagoggend voordat jy kerk toe kom, of vir 'n selfoon of 'n biduur nie, of as jy nou in 'n crunch stand is nie. Jy moet die hele tyd in daai plek wees, Vader, I want your revelations. Ek het u openbaring nodig in alles wat ek doen vandag. Elke geleentheid, en raai wat gebeur as jy daai attitude het, as jy daai hoor het, dan create situations. Hy laat dinge gebeur, opportunities, dat jy wat kan doen. Dat jy kan gaan, soos 'n paar dae terug, en waar die Here vir jou geleentheid gegee om 23 seuns en 3 coaches te vra kan ons op ons knie afgaan en hulle te salf en vir hulle te bid. Wat enigiets groter as 'n wen of 'n verloor of 'n rugby span. Dit gaan nie, dit gaan oor gehoorsaamheid. Daai wat daar gebeur het, daai saad wat daar geplant is in my kinders. En weet jy wat? Na die tyd kom die kinders na my toe, later, die kyk plaas, anders kom die seuns aan my toe, hou hulle my vast, en hulle in my arms, hulle sê, ek sê, kom hulle, dit weet nie. Dus ek sê, kom weet hulle nie. Want hulle het nie 'n vader gegee, nie iemand wat vir hulle iets wys, of wat hulle iets van die heerlikheid van God bewys. En ek roem nie myself nie. Ek roem en gee getuienis van wat doen Jesus, as jy gehoorsaam is. Want my kop sê dadelik, wat gaan hierdie ouens sê? Wat gaan hierdie 3 ouens sê, as ek dit doen? I don't care what they say. Amen. I will become a fool for Jesus. En dis nie die autoriteit, as ek so excited raak, is nie my stem toon en hoe hard ek praat nie. Dit gaan oor die hart.
Die hart, die motief van die hart. Dis waar het gaan. Julle een van die, seker een van die awesomeste verse, as dit kom by Revelation en by die uitstorting van Heilige Gees, is Joel 2 vers 28. Hoor wat sê die woord in Joel 2:28. And it shall come to pass afterwards that I will pour out. Hoor wat sê Koning Jesus, as hy sê, that I will pour out my spirit upon all flesh. Het hy gesê, only upon a certain group of people? Het hy gesê net oor die Jode? Het hy gesê net oor die Afrikaner groep? Net oor die Zulus, die Khoisas en die Sothos? Nee! I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Ek sal bezig om die area uit te beweeg. Your young men shall see visions. Dankie tog, ek sien dit nog steeds. Dat is so tussen oud en jong. And also on my maidservants and on my maidservants, I will pour out my spirit in those days, and I will show wonders in heaven and on earth, blood and fire and pillars of smoke. Hoor gaan wat gebeur. In die week weer eens. 2 seuns. Hulle lewe, as ek dit so kan stel, is om rugby te speel. En hulle is daar, hulle is op die plek wat hulle hard gewerk het in pre-season. Hulle het opgewerk tot hulle matriekjaar. Een is matriek aan eerste graad, nie staan het 9 graad af. En in 'n kontaksessie kry al 2 seun. En die een seun skeur sy ACL. Dit beteken is uit van 9 maande. Jou knie. Ander laaitjie is 'n enkel. Ek dra die laaitjies af na die kant toe. Nou wag ons vir die mediese dokter om te kom. En nou sit hulle daar en huil. Nou begin my hart te breek, want ek raak emosioneel. Ek sê, Jesus, wat met jy? Die kinders het alles ingesit. Hulle lewe is om my trein te speel. En toe ons gaan sit, kom almal, hy daar, en die middag sê jy, neem het die tyd. Ek sê, man, kom hier so. Ek sê, sit dan loop hulle. Ons gaan nie. Amen. Sit my hand op my kind se enkel, ek sit my hand op Ziekie se knie. Ek sê, Here, ek weet wat my wil is, maar ek weet alles is vir u moontlik. Here, asseblief, u perfekte wil in Jesus wil. Daar kom die boodskap, Ziekie gaan dit nie maak nie, hy is net vir die 6. Die volgende loop ek by die skool rond, die kom die oukie aangeloop, en dan ook in die enkel. Nog lekker. Amen. Stop, hey, kom hier so. Yes, coach, please seun, ek sien jy loop 100% reg. Loop coach, jy sê, ek het by die huis gekom in ys en hitte. Ek rebuke hom, ek stap en ek sê, dis nie ys en hitte nie, dis Jesus. Amen. Hy word so spierwit. Hy word spierwit. Ek sê, seun, jy moet jou testify wat die Lord is dan vir jou, want weet jy wat, dis genade. Die ander sê, wat net so graag wat, dit is grace. Ek het gehoor, toe hy kontak maak, hy sy voet was so, toe hy kontak gemaak, ek hoor hoe klap iets. En ek sê nou vir dit is op wonderwerk. Wat probeer ek sê vandag? Los die rugby en die skole en daai van goede. Daar goed beteken niks nie. Ek getuig van Jesus vandag. Amen. Dat hy nog steeds, hier sê hy, julle jong mense wat drome sien, jong mense wat visies of waar is dit anders te om. Maar waar's die wonderwerke? Waar's die tekens? Wat gaan aan? Dan sê mense die goed gebeur nie meer nie. Weet jy wat die probleem? Ons het nie mense daarvan nie. Amen. Yes. O, waar is die wonderwerke? Kom sien ons nie meer wonderwerke nie. Waar is my sussie? Jy het laasweek opgestaan, vir almal en getuig wat die krag van gebed in jou lewe gedoen het. Het ons gegaan hierdie week aan mense vertel, Jesus, weet jy wat, 'n dametjie opgestaan en sy vertel, as sy gesikkel met depressie, waar rug in mekaar getrek was deur pyn, deur trauma, deur al daai gemors. Jesus het haar aangeraak. Amen. Het ons dit gedoen in die week? Vra jouself die vraag af. Ons is so gefokus op ander goed. Klein goedjies, klein oorwinningkies, daai klein oorwinningkies. As jy dit kan celebrate, sê ek nou vir jou. Mense, hy wil jou gebruik. Die titel, die fivefold ministry, is 'n baie. Is op jou hart. Staan in worship. My geliefde sussie Jackie. Ek staan hier so. Ek is so oorweldig deur die Heilige Gees. Sy kom. En sy sit haar hand op my hart. En die vrede kom oor my. Kom met totale rustigheid, kalmte en vrede. Ek hoor net hoe
Raak my hart tot rustiger, shalom vrede. Because she listens to what the Holy Spirit tells her to do. Kom nie aan op my, terwyl ons worship. Waar wie wat sê, gehoorsaam, dankie vir gehoorsaam. Julle, luister gou na hierdie testimonial. Het die werk het lang? Nee, nie sê, man. Sê, dis kom chokkies vir ons nie. She's 7 years old, and tell us what happened to you this past week. So good morning, River Church. So I'm Abigail Bouchard, and I'm 7. So on Friday morning, when Pastor Ronnie was preaching his testimony, how he got the fire of God, and so he said, if you want the fire of God, stand up. So I stood up, and then once I walked out my aisle to get prayed for, once I was kept on walking, I felt the power of God, and once he laid hands on me, I started weeping and weeping uncontrollably, and then when I got up, I felt peaceful and brand new. Hallelujah. Come on, 7 years old. 7-jarige meisie, 7-jarige meisie, wat voor 'n kerk van megakerk in Amerika. Sy staan op sy vertel wat Jesus het gedoen. Heilige Gees. She wanted the fire of the Holy Spirit. Maar sodra ons praat van die vuur van die Heilige Gees, wat gebeur by sekere mense? Ek sit nie gewoond nie. Dit is weird, dis vreemd, want ander goeders is deur mekaar in krom. Luister vir die Heilige Gees vir jou sê kind van God. Daai dogtertjie, wil ek iets vertel, né? Het jy gehoor hoe wel spoken is sy? 7 jaar oud, maar weet jy wat die ding? Ons besef nie dat God besig is met klein Alexa, met daai twee prinsessies van Marinda, met die Kylies, met die klein dogtertjies en seentjies, met daai mannetjie het ons al bedien. Hier sit was ek vir Esteban, Sebastian. 'n maand terug sit ons by 'n bidtuur. Sy pappa en mamma kan nie daar wees nie. Dis by hulle huis. Ek dog die ou gaan net vir ons oop en toesluit. Maar dan maak lekker koffie daar. Kyk. My man maak so vir my tuis met my pa en klomp mense. Ons sit daar lekker in die area buite. Volgende oomblik gaan om die tafel, wees ons so op die harte. Dan moet trek ons as begin ons te bedien. My mond maak oop, ek dog, Here, hoe nou? You see, die voorbeeld. Ouers wat nie bang is vir Heilige Gees nie. Ouers wat nie bang is vir die woord van God nie. Mense wat nie worry wat mense van hulle sê. Mense wat luister by Heilige Gees vir hulle so te doen. En dit wat hulle doen, kan die twee seuns uitlewe. En dis hoe ek weet in my lewe, die eerste 2 jaar was ek daar verbrede gewees. Ek was heeltemal bang gewees. Maar toe Jesus my red, toe hy my red, toe verander alles, toe besef ek, wow, ek het my tyd spandeer saam met my seuns. Die Here is so genadig, weet jy wat doen hy? 2011 kom hy. Nou by die besigheidswêreld, ek kan nie dink dat ek een wedstryd of iets wat belangrik was vir my seuns ooit gemis het. Elke rugby-wedstryd, elke toer het ek die voorreg gehad om op die veld te staan. Was dit maklik geweest? Dit was taaf. Maar ek listen en ek kon vertrou en hy het Here vir my opgemaak. Klein Abigail staan vir mense vertel van Jesus Christus. Julle, hoor die storie. Hierdie meisie het haarself eintlik, as jy mooi na dink, kwesbaar gemaak. She made herself very vulnerable.
Maar die groot ding is, sy is gehoorsaam en sy getuig dat hy vir haar gedoen het. Amen. Die een beskrywing van kwesbaarheid, vulnerability, is, listen to this, capable of being physically or emotionally wounded. En ek het hier spesifiek ingesit. Want van ons manne, die ouer garde, is daar gevoel van, Here, hier is so mooi liedjie, hoe groot is ons God, Here, ek like hierdie song, hierdie is dan mooi song, Here. Maar nou sing ek, hoe groot is ons God, en by die tweede keer voel jy, nou begin my hart te breek. Nou, ek kan contain dit, maar ek moet my pause hou. Ek kan nie langs my vrou huil of egosies wys nie, so wat doen ek? Ek sluk. En nou later dan voel ek, jy weet jy, ek gaan net semi-kap, ek gaan my hande net so draai, net hieronder. Niemand sien dit daar. Al wat die Heilige Gees doen is, hy sê net vir jou, surrender. En weet jy wat gebeur, die staan ons, en dis wat worship is vir my. I'm a wounded vessel, ek is a wounded vessel for him, I'm wounded. En ek kan net met wounded, en wounded beteken nie slegte, dit is 'n plek van, I'm vulnerable, ek worry nie, wat die wêreld en mense vir my sê nie. Ek is eintlik 'n Jesus freak. Ek dink ek almal hierso het al gehoor, maar die 3-4 mense wat kyk vandag, ek kan nie oor die storie kom van Klein Vroomke nie. In die 1600s, ekskuus, op die 1600s in Nederland, Holland, is daar hierdie burgemeester. En hy het hierdie klein dorpie daar, en hy is beheer van sy dorp. En hierdie klein dogtertjie, sy is in 'n orphanage, en hy sien haar raak, en hy sien potensiaal in haar, hy gaan praat met die mense in die omgewing, hy sê, weet jy, ek wil haar graag aanneem, maar laat sy by my kom bly, en dan as terwyl sy by my bly, gaan ek sommer vir haar soos 'n job create. Dan kan ek haar dan betaal vir die werkies wat sy vir ons doen in die huis, en sy maak skoon, en sy stryk en al die mooi goedjies. En die volgende kom daar bevel van bo af, wat sê, alle Christene mag nie meer geloof vooruit uitlewe. En dan kom 'n wet in, dat as jy hoor nou, as jy gevang word, staan in die straat en praat, enige die Christendom, gaan jy toegesluit word, en jy kan selfs jou lewe verloor. En die ding begin te increase, en die volgende wet uit, om te sê, as jy gevang word met 'n Bybel in jou huis, en dit is strafbaar met jou lewe. Dis jy doodmaak as 'n Bybel in jou huis. Nie 'n bogstorie nie, dit staan in die boek Jesus Freaks. Ek dink ek het al 4 van die boeke gekoop, en al 4 geslaai, en ek weet ek het nog een koop. Kyk, iemand moet my insaak, dankie Here, dit sal hom kyk. Maar ek weet, ek koop hom elke keer, sê ek, Here, hierdie is my boek, hierdie boek gaan ek vir niemand gee nie, en dan 'n week later saai kom vir iemand. Maar in die boek Jesus Freaks, kom hierdie klein dogtertjie vriendin, sy 16 jaar, dit sê, Megan se sas. En sy is besig om te werk in die huis eendag, en die volgende sal klop aan die deur. Hierdie burgemeester maak die deure van sy huis oop, het in 'n mansion gebly, en volgende oomblik staan hierdie royal guard staan hier voor. Hulle sê, burgemeester, ons moet in die huis kom, en ons moet kom kyk, of hier 'n Bybel in jou huis is. Ons het uitgevind, dis 'n Bybel in jou huis. Hy sê, daar kan 'n manier wees, ek sê, burgemeester, hy sê, ons worry nie of jy, wat jy is, die gesag, die bevel kom van bo af, ons moet jou huis ondersoek. Hulle gaan deur daai hele huis en kry niks nie. Reg op die punt van die lang gang, heel onder is daar hou deur. En dis waar Vroomke is. En hierdie klomp manne is af na die kamer deur, hulle kom by die kamer deur, hulle ruk die kamer deur en oopmaak, en toe hom oopmaak, raai waar vind hulle vir Vroomke, sy is op haar knieë, langs haar bed, met haar Bybel oop. She's spending time with her first love. Hy vat hom, hy gryp hom. Hy kan op sê, wat doen jy? Sê, I'm reading Bible, ek lees die woord. Hy sê, dis die Bybel, jy mag nie. Ons gaan jou toesluit, ons gaan jou doodmaak. Die burgemeester en alles in hom probeer hy opstaan. Hy sê, man, hoor die so, dis die hele misverstand. Ek ken vir Vroomke. Hierdie boek lê daar iewers in 'n selle daaronder. Sy het hom seker net opgetam van hom ontslae te raak. Vroomke stap in tussen die burgemeester en hy sê, nee, dit is nie so nie, meneer. Dis my Bybel. Dis my Bybel, ek lees hom. En sy vat die Bybel en sy sê, ek sal nie vir die woord, ek sal doodgaan vir die woord. Hulle vat hy 16-jarige meisie. Hulle sleep haar na die stadsplein.
Weet jy wat doen hulle? Hulle het 'n muur. Soos hierdie suursteen muur. Om bou hulle die muur, hulle bou 'n muur, bou hom vooruit, en bou hulle oop gat aan die voorkant. Hulle sit verbroken daar met op Bybel. Hy sê vir ons gaan jou nou toe bou. En jy wil suffocate, jy sal doodgaan van suurstoftekort. En sy vat op Bybeltjie en sy hou op Bybel so vas en sy sê, ek gaan nie my Bybel los nie, ek sê nie vir Jesus. Eers maar mense begin te bou. Een reis teen en raak meer en die volgende oomblik. Steek net al gesig uit. Hulle sê vir al wat jy moet doen, bring ek myself te prijs, al wat jy moet doen is, sê net, dis nie jou Bybel nie. Asseblief. Weet jy wat sê sy? Jesus het vir my gesterf. Ook ons raak nie vir ons sterf. 16 jaar oud. En ek is te bang om die Heilige Gees te waarheid te aanbid. Waarom is ons besig, julle? Ons beklei oor doop, ons beklei oor tale, ons beklei oor dit. Waarom is ons besig? This is a love relationship. Hart sluit 1-2. Al die kerkfunksies, met baie respek gesê, ons het baie belangrike dag. 'n Tydperk van die jaar is die tydperk van Paasdag, as Pascha. Vir my persoonlik, dit is geen belangrike tydperk as die tyd van Pascha. Dis met die heiligste tyd in my jaar is daar tydperk. Maar nie eers daar is my so belangrik soos my verhouding met die Heilige Gees. Weet jy hoeveel kinders van God is not open to be attacked or being damaged or being physically or emotionally wounded terwyl jy besig is te worship. Ek kan weet wat ek sê. Maar jy wil jouself net nie in daai posisie sit. En ek het al geleer, weet jy, kraai ugly. Kraai met respek gesê dat die babbels by jou lees het. Ken jy die ugly? Raai lelijkheid. So moet gooi. Dit is wel met jou hart het. Moet ek altyd reg wees? Moet ek altyd perfek en reg lyk? Moet ek altyd on top of the world wees? Maar wat gebeur as Heilige Gees jou oorweldig? As jy niks anders kan doen, jy sê jy krak en sê jy nodig. Wanneer sy tangible presence so op jou neerdal en uit jou opstaan, dat jou so oorweldig as jy eens kan praat nie. Maar net huil op jou knie vol. Face down in his Christus. Ek sê vir die mense, ons bid vir die tyd, ek sê weer eens vir almal hier vandag, almal is welkom, dis nie 'n selektiewe groepie mense, of 'n uitgesoekte groep mense, wat gaan bid en aanroep vir die diens nie. Daar bestaan nie goed soos dit nie. Ons is gewone seuns en dokters van die Here, ons is almal lief vir die Here, this is actually a spiritual hospital. Dis wat ons hart is hier so. Maar almal is daar om aan te kom, ek sê vir die mense volgende, dis so amazing is, sal maar dit bevestig. Can you hear the sound of heaven? It's the sound of many waters. It's the sound of waters coming from his throne. En dan sing die chorus, holy, Lord. En ek leer daar, ek YouTube, is dis op te speel, die worship in die achtergrond, dis op te focus, dis op te bid. Die volgende kom Benny hierop. Ja, en Benny het nie 'n fout gemaakt, dis allemaal van ons. Maar die verskil is, Benny het reggemaakt. Soos jy nie skryf het van reggemaakt. Hy het opgestaan en gesê, ek het 'n fout gemaakt. Ek het nie meer begin opreid in die plek van die vrees van die Here nie. As jy kyk na die impak wat hy gemaak het, waar hy gegaan het met crusades, die duisende mense, miljoene mense wat hy aangeraak het, dan kan die mense nog steeds opkom en daai ouens sal hamer met die foute wat hy gemaak het. Maar Benny hier is besig en hy lê, ek sê vir die mense, hy staan daar so,
Hy het 'n massive crusade in Amerika staan, en daar's duisende mense. Dis 'n vol plek, staan hy. En hy begin, terwyl hy staan met sy wit soet, staan hy so en hy sing daai woorde. Holy, holy, holy are you, Lord. En by die tweede chorus gaan hy op sy knie. Hy sing weer. Holy, holy, holy are you, Lord. Die derde keer. The angels and the elders and angels bow. So ek praat op sy ander gesing. The redeemed worship you now. Laat prostrated before the Lord. En ek sit 20, 15 jaar later, ek sê vir daai event nie. En dis deur die YouTube. En die salm van die Here wat raas kom op my terwyl ek in my kamer is. En ek neem my bed, ek sê Here, ek wil nie eens vandag die woord van God bedien nie. Ek wil nie hier bly. I just want to be in this place. Daar's niks beter, daar's niks lekkerder net nou nie teenwoordigheid is. Jesus moet jy het seker hierdie gevas en gebid. Jy het seker ure spandeer in die woord en jouself afgesonder. Ekskuus, ek maak nie as nie godsdienstig as ek hierdie nou sê, maar dit is belangrik. Jy moet vas aan die woord bid. Jy moet die woord van God lees. Maar jy sê dan, my verhouding, my relationship with the Holy Spirit is my die belangrikste. Amen. Wie van julle ken vir Catherine Kuhlman? Steek haar hand op, asseblief, Catherine Kuhlman. 'n legende, 'n diamant, ek weet nie wat sê mense, 'n warrior, ek weet nie wat te sê nie. En die vrou het nie 'n fout in haar lewe gemaak. Sy sê the biggest mistake I ever made in my life. In my early 20s of early voor sy 20 was om te trou met 'n man. Sy sê, want hierdie troue was nie van die Here afgewees nie. Ek het emosionele besluit gemaak. Sy sê, maar toe ek uit daai troue uitstap, toe ek uit daai huwelik uitstap, that's the place in the town that I met my first love. En sy het aan die Catherine gekyk en sy bedien het. Sy kon nie net stil staan so en bedien nie. Sy het altyd met haar hande. Praat nie waarheid jy asseblief julle wat ken. She always spoke about the Spirit. Pragtigste rokke aangehad. Goedjies om haar nek gehad. Sy het soos 'n juweel gelyk. Vertel sy van haar intimiteit met die Heilige Gees. En sy kom in die week op 'n short clip af en speel op my goed, want ek het goed op repeat en as ek kom en sê, net jy ons word soveel Heilige Gees, ek weet, mense gaan kwaad wees in my nou wat ek nou gaan sê. Maar as kerk wat mense leer, hoor jy stop, staan jy so, wil jy in die Gees bid. Al wat jy moet doen is staan nou hier so, sê agter my aan, rabababa yendere bashure na yendere bashure te kasherante. Sê agter my bababa yendere. Ek dis nie dood vir die Heilige Gees, as jy maar vir te sê. Dis nie dood vir die Heilige Gees. Oh yes. Dis nie die dood vir die Heilige Gees nie. Ek kan vir jou die oomblik, die uur, die tyd, die spesifieke oomblik sê vir die Heilige Gees my gedoop het. Was in my binnekrom in 'n tyd van vasting en gebed. Dis nog 9 van die 21 dae water vas. En ek sê dit nie vandag hoe moordheid op water gevas nie. Dit was 'n call van die Here. Ek was by Little Falls Christian Center. Was die Here het ons gechallenge, het gesê you can either go into a Daniel's fast or ask the Lord, vra die Heilige Gees, wat is dit wat jy voor moet bid? En wat se vas wil jy hê? Ek verstaan nie die goed nie. Ek kom uit godsdienst uit op daai stadium. Ek ken nie die goed van charismatika, van hande op lê, tale bid goed nie. Dis my weird, ek verstaan dit nie. Maar een ding wat ek is honger vir die Heilige Gees. Die Here sê my vat 3 dae af. En ek sal ons bly daar in Rodepoort op daai stadium, ek en my vrou en hulle familielede. En by dag 1 loop ek aan die huis op en af, en al wat ek doen is, ek bid, Here, dankie Jesus, want bid ek oor die ding en daai ding. Die derde dag vanoggend sê ek Jesus by die mediese kant, dan sit ek op die punt van my bed, ek sit op die punt van my dubbelbed. En ek sit so en ek sê, ek hoor sê Heilige Gees binne my sê, Jesus sê vir my, wat wil jy van my af hê? En ek wil hom antwoord, hy sê, nee, luister, wat is jou hartsbegeerte? Die jongen, ek sit so na, ek sê, Here, ek verstaan dit nie. Ek weet ook hoe sing tannies agter my taal en ek verstaan dit nie, maar wat is die by my taal? Wat is dit? Ek verstaan dit nie. En terwyl ek het sê, vat ek ook die bed se punt so vast, ek sit so en sê, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, dank Here, dank Jesus, dank Here, dank Jesus. Ek sit so die volgende oomblik soek, val ek agteroor en my arms spring so oop, en die volgende oomblik kom daar taal by my mond op, uit, wat ek nooit gehoor het.
En onmiddellik, hoor nou vandag kind van God, want die Here wys my geaktiveerde plaas van vanoggend. Die Here gaan vanoggend mense doop met die salwing van die Heilige Gees. En onmiddellik terwyl ek daar lê, sê my kop vir my, jou stupid, jou dommie. Kyk, hoor hoe klink jy? Dis die eerste ding wat Satan doen. En jou minderwaardigheid gesê, maar dit klink nie reg nie, dit klink dom, dit klink stupid. En ek lê daar en ek hou net aan. Kom die woorde uit, rababa, nee, en my kop sê dis weird, maar ek hou net aan en ek hou aan en hier kom nog woordjies by, nog woordjies by. En weet jy wat so amazing, nog 23 jaar, 25 jaar gered hierdie jaar, want 23 jaar, so 2 jaar later gered, en dat Jesus my gered het. 23 jaar terug, in die journey, elke keer, terwyl ons so staan en sing ook, holy, hoe groot is ons God, terwyl ons daar Yeshua sing, op 'n stadium sing ek die woorde, dan gaan ek oor my taal, ek sing in my spirit, ek sing in my geestaal. And weet jy what's amazing? Job, you know how amazing this is, when you start operating in the Holy Spirit, you know what happens? He starts giving you different dialect. Hy gee vir verskillende tale, verskillende tye. Asseblief, kan iemand net hulle hand opsteek as hulle met my vereenselwig vandag dat dit die waarheid is? Ek praat ek die waarheid vandag, asseblief. Anders kom na my toe en sê ek praat nonsens. Daar is die waarheid, broer. Jy nie as die waarheid, want luister wat gebeur. Every time that there's a stronghold that needs to be broken, or there's satanic or demonic forces at hand, raai wat gebeur in die geestelike wêreld. Dan hoor ek om my dialek verander na Hebreëus toe. Hier places iets Hebrew tang in my mond. Dan kom nog goed soos ga en sha, daai dialek, daai woorde kom uit. Maar dis nie hier nie. Dis hier. Maak dit sin wat ek sê. Yes. Oh yes. Dis nie iets wat jy kan gaan koop gehou nie. Yes. Dis die gees van die Here wat binne in jou is. Ander keer kom hy. Ry jy. Hoe groot is ons God? Ons sing hoe groot. Later wil jy sing hoe groot is my God nie, maar dan gaan jy maar Era Bashem Haro Elohim. Baie mooi. Baruch Adonai. Wat 'n voorbeeld. Kom nie. Dis nie. So wat wil jy sê vandag met van God? Al wat Jesus van jou wil hê, is 'n hart wat moet sê, doen wat hy vir ons wat hy wil doen in my lewe. Toe ek sit en nadink oor hierdie woord vanoggend, hoekom as daar nie sulke experience, sulke oomblikke in alle Christen se lewe nie, toe kom die volgende skrif net by my op. In Handelinge 5:29, but Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than we obey men. Baie kinders van die Here is so bang vir hulle pastoor en hulle geestelike mentors, wat hulle van hulle dink, in plaas van om self vir hom te kom en sê, Vader, weet julle, daar's mense, en asseblief, moenie nou uitskree nie, daar's respek, want ek, die hartseerste ding wat, een van die hartseerste ding wat my hart breek, as ek hoor as 'n kerk split of as 'n kerk wat oorleef. As jy rejoice in dit, dan het jy 'n probleem. Maar as ek hierdie goed hoor, dan breek ek my hart, want is die ding, dan kom daar mense, wat seer gekry in die kerk, of iets wat gebeur by 'n gemeente, waar split is, dan sal die mense my sê, weet jy wat, ons kuier hier vandag, dan sê ek die mense, hoorie, ons is die gemeente van gemeentes. Nee, kyk, ons is reg. Ons is nou die perfekste kerk in die dorp. Nee, weet jy wat my woorde? Please do me a favor. Gaan shop hier rond. Gaan kuier met al die gemeentes waar die Here jou stuur. Gaan kuier daar. Jy vra die Here, waar is dit wat hy jou wil hê? Amen. Ek gaan nie name noem. Goeie vriend van my sê nou die dag. Hy sê praat met besigheidsvriende van. En die mense praat so oor waar hulle aangeskakel moet wees, of hoe dit sal werk, waar hulle betrokke moet wees, en een persoon sê toe, jy weet, ek weet nie waar is die plek waar ek moet wees nie, hierdie vriend van my help af, en hy gee woord van wysheid.
Hy sê, het jy al ooit aan gedink om te gaan na die plek waar God jou wil gebruik? Nie die plek waar jy gemaklik is nie. Die plek where God wants to use you. Ander prentjie, né? Wat gebeur by meeste kerke? Ek kom op 'n plek waar ek comfortable voel. Jesus is nou regtig. Maar as jy gestuur word, jy gaan na 'n plek toe waar jy weet, hier is 'n plek waar ek 'n verskil maak. Hier is 'n plek waar ek my liefde kan wys. Dit resoneer met my gees. Dis 'n plek waar ek weet ek kan betrokke raak. Ek wil hande vat. Ek wil doen. Maar die doen deel is nie die doen deel om gesien te word en of 'n titel te hê of om belangrik te wees. Die doen deel is om gehoorsaam te doen. Because otherwise we get to a place of being busy with the things of God, but not spending time with Him. Die tyd van agtertoe kyk, terugkyk en wag vir validation en goedkeuring en approval van mense, hou 'n mens terug. Dit beperk jou groei en verdoof die vermoë om te luister na die Heilige Gees. Dit verlam jou om diensbaar te wees wat God jou geroep het om te wees en te doen. Because there's too many children of God who still needs approval of man. Ek kyk na die tyd nou, dit is al naweek. Johan het iemand ons genooi vir skool. Nog nie. Ons sal nou weer gaan gebed. Mense, ek wil gaan afsluit met hierdie. Daniel Kolenda, wie ken vir Daniel Kolenda? Hy sê wat sommer gevat het by Reinhard Bonke. So laas jaar, wanneer was dit gewees? Ek gegroei so gaan, ekskuus, ek nie dan nog gaan. Die 23 Februarie laas jaar in Amerika is daar 'n massive revival wat plaasvind. En die plek, ek het gou hierso die plek se naam kry hierso, maar ek wil sê die plek se naam is Asbury University in Wilmore in Kentucky. En dit het aangehou 24/7 en dit het begin oor te vloei van hierdie universiteit na 'n ander universiteit met die naam van Cedarville University. Hoor nou hierso. Ons praat van die Heilige Gees. Ek kan uit oor die Heilige Gees. Wat amazing is dat daai oggend van daai spesifieke dag, die 8de Februarie, het een student opgestaan. One student stood up. And he went to the front, en hy het voor gaan staan, en hy het die woord opgemaak, en hy het 'n stuk uit die boek van Romeine gelees. That's where it started. Die worship het begin speel, en dit het nie opgehou. Dit was 24/7, en dit lasted tot the 23rd of September, of February, dat same year. Mense van Singapore, mense van New Zealand, mense van reg oor die wêreld het gegaan. 'n Goeie vriend van my het aan my gekom en sê, my Boeta, as die Here vir jou sê, ons vlieg nou Amerika toe, nou gaan ons. En toe ek nog dink ek by toe sê, nee, jy gaan toe nie. That's how God works. Dis die verhouding met hom. Selfs kritieks het verbaas uitgeloop en gesê, hulle kan nie verstaan wat daar gebeur nie. Hulle het nog nooit so iets beleef nie. Aan die een kant kry jy mense wat 100% vir dit was en ander mense wat 100% teen dit was. En dis hoekom die woord ons leer in 1 Johannes 1:4, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. En ook 1 Tessalonisense 5:21, test all things, hold fast what is good, abstain from what is evil. Maar so gaan Daniel Kolenda toe, hierdie opvolger van Reinhard Bonke, en as die mense nie weet wie Reinhard Bonke is, hy is die grootste, ek dink persoonlik, hy het seker die grootste impak gemaak in Afrika, met siele, is ek reg julle? Siele wat hy gewen het in Afrika, miljoene mense, wat as die kruishuis gekom het. En Daniel Kolenda is op daai stadium nie ver van hierdie plek af nie, en hy hoor dit, en hy voel in sy gees nie, en hy sê, Here, ek wil net gaan kyk wat daar aangaan. En hy sê die volgende, ek lees graag vir julle. It was just simple students, with no lights, or with even top bands, or heavy loads of music, but just simple worship, and people coming in and streaming in for worship.
There was this beautiful, and this my heart, Thelma, David, al die hele worship groep, Jaco, julle almal, wie of Christus nog is nie, daai worship groep van ons, dis die hart, dis wat my hart is, ons worship groep hierso. I see, there was this beautiful, sweet, honest, and simple simplicity about everything. This must never become greater than anything else. Ons op die worship, of die woord, of so nie. It must always be Christ-centered. Jesus. Gaan alles vir Jesus. It was less about Asbury, said Belinda. It was all about the Holy Spirit moving. And beer. The humility was the fire that kept this thing going. Said. Toe hy instap, hy sê, Here, what's happening is, Here, look at the humility of their hearts, their humble hearts. God werk met 'n humble hart. Hy hou nie van pride nie. Ek praat nie van om trots te wees in hom om te weet wie is in Christus. Ek praat van menslike pride, menslike trots. Daar's getuienisse reg oor die wêreld van hierdie soort revivals wat gebeur het en nog steeds gebeur. En julle, dis hoekom volgende. Net so vinnige 3-4 pak. Nee, kom maak met 5 puntjies wat ek wil afsluit. Nommer 1. Om meer sensitief te wees in die Heilige Gees, moet ons nommer 1. We need to develop a habit of praying. Deep worship and deep thanksgiving. Dit moet jou hart wees. Johannes 10 vers 27. The sheep, they are my own, hear my voice, and they listen to me. And I know them, and they follow me. Johannes 10 vers 27. Die volgende ene, Psalm 100 vers 4. Ek het in hierdie week se Sondag Psalm 100 vers 4 gequoteer. Ek sê vir die mense, dis die hele tyd in my gees mense. Ek dink hy Johannes Psalm 100 het net 4 vers of 6 vers. Maar hoor wat sê vers 4. Dit moet ons hart wees as ons bid. Enter his gates with song and thanksgiving, and his courts with praise. Be thankful to him and bless and praise his name forevermore. Amen. Dit moet jou hart wees as jy bid. Nommer 2. To study and to obey God's word. Dis nie goed, jy lees nie die woord nie. Dis nie goed, jy bestudeer nie die woord van God nie. Hierdie moet jy onderhou. If the word of God teaches you to repent, dan repent jy. Ekskuus, ek probeer net kyk vir tyd by Jolanda. Ek het laasweek gedoen, ek gaan weet jy, wat is laasweek gewees wat jy gedoen het? Of die week voor dit met die tale wat God jou gegee het? 2 weke terug. Ek dink ek het laasweek gesê. Die Here gee vir hy salf ons so met 'n taal. En sy kom staan hier voor klomp jeug. En weet jy, die meisie ding, sy kom, weer eens, sy verstaan orde. She understands order. Sy kom na my en sê vir my, nee, goed ek voel ek wil net, daar's iets wat ek wil bring. Ek sê van die you go. En ek gaan weer tyd saam met haar waan, ek weet, ek ken haar harte. Sy kom voor en toe, raai wat doen sy voorstaan. Nie, julle hoor hier so, Genesis 1, vers 28 of so, sê kom, die volgende oomblik, doop die Heilige Gees al met 'n taal. En sy bring my taal vir al die mense. En raai waarmee eindig sy af. Here, ek bid dat die woord wat ek nou gebring het, dat haar uitleg sal wees. Terwyl she was busy praying here in the front in tongues, het ek daar agterop en afgeloop, en ek het in my geestelike taal, my geestestaal gebid op en af. Ek het nie eens 'n woord gehoor wat sy sê, maar ek hoor sy steeds in die Heilige Gees. En ek bid, het ook omdraai, toe sê sy daai woord, en onmiddellik gee die Here vir die uitleg. Onmiddellik gee die Here my uitleg. Ek moes van die kant, wat was die woord gewees, 2 Chronicles 7:14. If my people who are called on my name will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, daai skrif in 2 Chronicles 7:14, onmiddellik gee hy dit. En na dit gee nog 'n verdere uitleg met dit. Roem ons vanoggend in Jolanda of in Morney, ons roem dat God se woord die waarheid is. Amen. Want dit het gebeur in die boek van Handelinge, dit gebeur nog steeds. Maar ons moet oefen dit nie. Amen. We need to apply what we read. Obedience strengthens our sensitivity to his voice. Moenie vooruithardloop nie, wag op die Here. Jakobus 1:22. But prove yourself doers of the word, actively and continually obeying God's precepts, and not merely listeners who hear the word but fail to
internalize the meaning, deluding yourselves by unsound reasoning and contrary to the truth. Die derde punt, to learn to recognize his promptings. Gaan nie gaan vir julle vrug. Die winner, hy was op die dishes. Ons het die dishwasher, maar ek like dishes. I like it. Hoor, nee, Janie, wat jy die man in jou lewe gekry? Dis ek waar. Ek like nie was goed was, nie, wat skool goed was. Nou sodra ek die kraan oopdraai en die water begin te vloei, ek staan met die plat, ek maak die badwater, gaan staan die stof, ek draai die stof toe, staan buite met die housepad. As water vloei, nie altyd nie, maar meestal die tyd, gee God my revelation, hy wys my goed. Sonder dat ek dink, gee my woord van wysheid van iets wat gebeur het in die verlede, of hy openbaar my goed, ek hoor sy stem met water, ek kan nie vir dit bewerk het nie. Ek het nie daarvoor gevra nie, maar dis hoe met praat. Promptings. Johannes 16 vers 13, but when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own initiative, but he will speak whatever he hears, and he will disclose to you what is to come in the future. Die vierde punt, tweede laaste punt, to be still and to listen. 1 Konings 19, 11 en 12. 1 Konings 19 vers 11 en 12. So he said, go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord was passing by, and a great and a powerful wind was tearing out the mountains and breaking the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Hoor gou wat sê vers 12. After the earthquake, there was a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, there was a sound of a gentle blowing. Elijah heard the voice of the Lord in solitude and in silence, and in a gentle whisper. As ek besig is met my besige lewetjie, en ek is net op 'n, soos 'n hamster op 'n wieltjie, sukkel om hierdie stem te maak. Maak tyd net om 'n rustigheid in mekaar te hê, solitude te sit en te wag op. Laaste, to start stepping in faith. Galasiërs 5:25. If we claim to live by the Holy Spirit, we must also walk by the Spirit, with personal integrity, godly character, and moral courage. Our conduct empowered by the Holy Spirit. Kind van God, hoe meer tyd jy saam met hom spandeer, hoe makliker hoor jy sy stem, en sal jy beweeg en luister na wat hy vir jou sê om te doen, maar let wel ook wat om nie te doen in jou lewe. Kom ons sluit af. Ek sluit ons Aba Vader, so baie dankie vanoggend vir eenheid in die huis van die Here. Ek sien regtig vanoggend van die begin af, nog voordat die worship begin het, die Benies begin gesels het hiervoor, het ek net gevoel, daar's net 'n open heaven this morning. And thank you for what you've shown Thelma this morning, Lord, met die engele wat hier staan, dat ons net cover met hulle vlerke. En Here, ons wil vanoggend kom en vir U dankie sê dat ons vanoggend hier sit met 'n leerbare gees. We're sitting here with a teachable spirit. En ek wil regtig bid vandag. Ek wil sommer die mense vra gou met die grys hier om die voor by my te kom staan asseblief. Terwyl ons bid. Ek wil vanoggend bid vir 'n waarlike aktivering van die Heilige Gees. Dat U sal kom vanoggend. En elke persoon wat hierdie diep longing in hulle harte het om gedoop te word met die Heilige Gees, dat hulle hande sal opsteek vandag en sê, maar ek soek daai salwing, daai anointing, daai tongues. Ek wil dit nie hê om vir ander mense te wys, wow, weet jy, ek is hierdie mighty man of mighty woman of God nie. Ek wil dit doen, want when we speak in 'n nie natuurlike taal nie, 'n taal wat ons nie kan verstaan nie, Here, as ons dit spreek tot U, in ons geestestaal, ekskuus, ek het so gestel, in ons geestestaal, dan spreek ons hierdie waarhede, hierdie truths na U toe, en U kom, en U breek dit oop vir ons.
So genoeg vanoggend, kind van God, hoor baie mooi vanoggend, genoeg het Satan by jou kom steel. Ek wil vandag bid vir elke persoon in hierdie plek wat die honger het, wat die soek het om in die gees te bid, om asseblief op te staan dat ons hier voor julle kan bid. Thank you Jesus. Dat jy sal ook elke persoon wat vorentoe kom, ons saam met julle bid. Kom vorentoe, vergeet van die mense om jou. Let's just start praying in tongues. Die res van die mense, kom ons hou net die atmosfeer so. Gaan asseblief na die mense toe die grys hempies op jou hand op julle lê. Ons gaan vir julle bid. Asseblief, ons staan maar voor. Father, we thank you for every person right now in this space. Dat ons hande kan uitsteek, ons wat in die stoele sit, en ons steek ons hande uit na die vorentoe. As jy in die geestestaal bid, wil ek vir jou vra om saggies saam met ons te bid. As jy in jou natuurlike taal wil bid, steek jou hand uit en sê, Here, we pray, ons bid vir die salwing van die Heilige Gees. Ons bid dat jy sal doop met tonge van vuur. Ons bid vir die aktivering van die Heilige Gees vanoggend in ons boeties en sissies se lewens. En ek steek my hande uit na almal wat sit hier vanoggend, alkeen wat hier so sit, want Here, die woord sê, the just shall live by faith. The just shall live by faith. That we have faith this morning in our own lives. Ek wil hier daar jy sit in jou stoel, sit jou hand op jou hart, asseblief bid saam met my. Father, we just pray for activation right now, for boldness. Ek bid vir julle wat in die stoel sit, for boldness. Vir 'n vreeslose attitude. Dat ons sal sê, ons worry nie meer wat die wêreld en mense van ons sê nie. Ek worry nie vir my skoonma, skoonpa, my broer, my suster, selfs my vrou of my man van my sê nie. Ek is in 'n lewende verhouding, in 'n ernstige verhouding met die Heilige Gees. Let's just stick our hands out and just keep on praying for the people in the front. In Jesus' name. Pray that the commands. Oh Jesus, all that I desire, I want to know you. I want to know you. I want to know you and be known by you. I'm gonna love you, give all my heart to you. Washed away.